Dames en here, dis weer sulke tyd. Welkom by Bevange, episode 16. Sweet 16, boys. Sweet 16. Ruben, welkom hier so, dis altyd weer lekker. Gaan het goed met jou? Jy het as pres so daai gewag. Ek het absoluut. Dit gaan baie goed met my. Ek's actually baie moeg. Voor ek hier sit, dis 'n baie lang week gewees, maar ons is hier, dis 'n warm somersdag vandag en ek kon nie vir beter vra nie. Daai is alleen. Dis Maar alleen is vreeslik koud vandag. voor ons aangaan, ons sal nou 'n bietjie oor my gesels. Emil, hoe gaan dit met jou? Aangenaam om hier te wees. Dankie, dit gaan goed. Ek het volgende bietjie met jou gepraat, toe vra ek vir jou, hoe was jou week? Toe sê jy dit was 'n week. Dit was 'n week. En ek dink, dis maar hoe mens dit beskryf, dit was 'n week. Dit was 'n week. Ja, nee, 'n lang week, maar goed gewees. Dit is koud vandag. So, somer, koud, wat gaan aan? Sien, ek het jou gesê, ons gaan die intro bietjie beter doen, ons gaan aandag op die gas gee, Wow. in plaas van praat en dan oorgaan. Want dit is bietjie, ek het gehoor, het was bietjie awkward laas keer. Oh, Ek het gehoor. ek's awkward. Wat Sê- kan ek sê? awkward. Jammer, okay. Nee, yes. Dit Hoe gaan was met jou, een- Johan? Dit was 'n week. Wow. It was a week. Maar ek dink dit was vir baie mense 'n week, want ek praat so met ons wonderlike studio span hier so en hulle sê ook By Amok Studios. oh, yes. Hy skelm enetjie. Nee, so ek dink dis daai tyd van die jaar, hè, is diep in September. Ek dink almal is lekker moeg. Ja. Almal proe al somervakansie. Almal dink al in Desember. Maar vasbyt mense, ons is nog so rukkie om te gaan. So rapsie om te gaan. Nee, met my gaan dit altyd goed. Altyd. Ja, dit is lekker om weer hier te wees. So, Emil, ook al het is, kan ek die storie vertel? Jy kan 'n storie vertel, ek sal inspring as daar Okay. iets verander. So, hy gaan homself nou mooi voorstel. Maar ek ken hierdie ou al van dat ons 10 jaar oud is. Ek dink Ja, was graad 4. Graad 4 rond. Goos in se klas. wanneer Goos in sy klas. Julle kan sien ons kom 'n lang pad. Shout Nou- out Skelkrans. So, hierdie individu het hom destyds aan my voorgestel as Emil. En ek het dit so geken en verstaan vir jare. Totdat ons saam 'n gap jaar doen, eerste jaar. En hy begin toe homself voorstel as Emil. Julle identiteitskrisis in myself gehad, dit was rof. So, vandag op die podcast, op Bevange episode 16 gaan ons uitvind wat is die waarheid. Is dit Emil of is dit Emil? Ons almal weet van daai oom of tannie wat eiers in hulle agterplaas verkoop of hulle eie heuning vervaardig. En ons almal weet hoe dit die lekkerste van lekker produkte daar buite is. Saam met ons borg vir hierdie episode, die Koskrat, het hulle 'n plan gemaak om al hierdie wonderlike produkte na jou toe te bring, van plaas tot pens. Vir verdere navraag, kyk in ons description. As jy dink jy het identiteitskrisis gehad met daai vraag. Hy het dit besluit om sy naam te verander, like, Ja, pretty much. Nee, Wow. wat gebeur het, okay? Ek was graad 7. So vir die eerste paar jaar van laerskool was dit Emil geweest. Johan, jy was reg. Dankie. Goeie mens jy. Nee, en my naam is snaaks gespel. So dit is Emil. So mense wat weet wat Emil is, dis gewoonlik met 'n I aan die einde of Ja, in die middel. of 'n 2 L en 'n E aan die einde. Maar anyway, dis Emil. En toe praat ek weer met my ouers eendag en toe sê hulle vir my, dis eintlik Emil. Dis ek sê, dit maak sin want die juffrou vra altyd vir my, is dit Emil? Sy sê, dis 'n interessante spelling. En dan kyk, dis Emil. Dit was nog altyd dis hoe mense Emil spel. Ja. En toe sê ek vir my ouers, dit was nog Skelkrans, shout out juffrou Kraus. Ja, maar toe sê sy, dis Emil man. En toe gaan ek die dag na my ouers toe en ek sê, hoorie, Dis Emil. Wat's my naam? Wat's my naam? En hulle sê vir my, nee, dis eintlik Emil. Toe besluit ek, weet jy, van vandag af, is dit Emil, ek sal Emil wees. En ek gedink dis 'n goeie tyd om dit te doen. Ek sop pad hoërskool toe. Trek heeltemal weg van daai omgewing af en ek sê 'n nuwe begin, nuwe blaadjie. Hierdie ou van 14 jaar oud gaan nou sy naam verander. rebrand. Yes, net so. Ja, Die altyd brand met die brand. bietjie en dit het absoluut net almal die mekaar gemaak. Ek weet nou hoekom ek Ja, dit gedoen het nie. Ja. Nee, dis waar jy Maar- leer, as jy rebrand moet jy bemark, anders weet jou kliënte net nie. so. Maar dis 'n conversation starter. Soos ek sukkel daarom nie daarmee nie.
Want elke keer as ek ergens begin werk of so, dan is mense soos, "Hoorie, is dit Emil? Of is dit Emil?" En dan sê ek, net wat jy wil hê. Ek Nee. is kies, asseblief. Maar ja, en ek dink ek het toe 'n bietjie meer selfversekerd geraak, sal ek sê. En nou hou ek weer van Emil. Okay. so julle het dit hier gehoor, dames en here. Net Dit so. is Emil nou. Wow. Nee, dis baie snaaks. Emil, vertel die kykers bietjie. Ek gaan nou naam spam Ek vandag. gaan hom beklemtoon. Vertel bietjie die kykers, wat moes jy doen om op hierdie podcast te kom? Maar mense vra ons, wat moet hulle doen om hier te wees? En hulle luister nie vir ons nie, so Dis eintlik eenvoudig. So, 'n wyse uit laas, wel, die vorige episode, paar episodes terug, ekskuus, gesê, binge watch elke episode, praat met ons, en dan se kans jy opkom goed. Maar Dis like wat gedoen het. maar like en subscribe ook. Ja. En, toe doen ek net dit. Ek nou nie almal gebinge nie. Die vorige is, Ja. julle het dit goed geraak. Ek like, dit is nou, Ek voel Ek het gevoel ons dis- was goed, maar dis nou op 'n plek waar ek voel ek kan myself hier wees. is nie meer superficial nie. Dis okay. Hey, dis 'n kompliment. Nee, Ja. julle podcast groei, ek glo dit baie was dit cool. ligte? Is dit nuwe ligte, gekleurdes? Ja. Julle kan dit dalk nie sien nie. Maar dis nice. Dis nice. Okay, lekker Ja, rimlighting nee. hier op my. So vir die kykers, dis nie so moeilik nie. Ja, en dit help as jy ons ken. Wees nice, ken hulle, praat met hulle. Ja. So, Emil, vertel ons nou 'n bietjie wie is jy, wat doen jy, waar kom jy vandaan? Okay, wel, ek is Emil. Ek kom hier van Pretoria af en snaaks genoeg, ek het uitgewerk. Ek het nog nie in my lewe buite soos ek dink dit was 'n 8 km radius gebly en getrek nie. So ek is totaal en al van Pretoria af en ek het hier groot geword en alles, hier gewerk. Ek het na skool bietjie gap jaar gaan doen daar by Target Life. No way. Ja, ek That's crazy. Ek dink dis ook amper 'n prerequisite as jy op die show wil wees. Soos Ons sal moet ten minste daar ons sal dit gewees nie sê nie, maar dit help. Ja, 'n bietjie Target gedoen, toe daarna het ek Bybelskool gaan doen vir so 2 jaar en van toe af het ek in die werksmag ingetree en bietjie begin swat. Ja, so ek maak nou hierdie jaar klaar my swattings. Heel gelukkig, nie veel meer om te sê nie. Wat swat jy? Ek swat besigheidsbestuur, so ek maak nou hierdie jaar klaar. Lekker Unisa. Verteenwoordig. Groot Jy weet, Ons gaan nie hieroor praat nie. Okay. Nee. so hoef nie in die gesprek in te gaan nie. Jy weet wat jy kry. Anyway, ja, so jy swat, lekker, wat werk doen jy? Yes, ek is 'n debiteerde klerk, Medical Billing Solutions. Ons hanteer dokters se rekeninge. So ja, ek doen daarso, werk bietjie met rekeninge, werk bietjie admin, praat bietjie met die pasiënte, vra vir hulle hoe gaan dit, betaal ons asseblief en ja, dis dis basies waarom ek myself nou besig hou en dan het ek op die kantlyn het ek 'n is daar besigheid wat ek begin het. Saam met een van my pelle, dit is die koskrat. Die koskrat. Ja, ons kan bietjie daar praat. Ek het baie wat te sê oor die koskrat. Shoot. Ja, so dit is waarom ek myself nou besig hou. Ek bietjie die swattings, ek is getroud ook. Ek is nou Julie 3 jaar getroud, baie gelukkig. Hey. Ja. Ja, dit is my storie. So ek is nou besig om my swattings klaar te maak. Ek werk lekker. Ek het 'n besigheid wat ek op die kantlyn begin en ek geniet dit baie. Dit is baie challenging. Ja. Nou, jy's vol pakket, vol pakket. Ek onthou jou troue hoofsaaklik want ek was nie daar nie. Freaking COVID. Jy was troue. genooi. Ek was Ou, waar was jy? Ek het jou troue afgeneem. Exactly. so was jy dan eintlik by die troue? Ek het 'n foto van my bruid en die bruidegom. Hy het Okay, Ja, fair enough. Ek het lang hare gehad daai tyd. ja, dis crazy. Hektiek. Ja, Ja. nee, absolute champ gewees, hoor. Yes. Oh, Baie mooi foto's, baie mooi trouvideo. ek's baie salty daaroor want julle het al die gaste gekansel as gevolg van COVID. Ja. Ja, Dis ons nie het oké Dis om nie ons het COVID gewees. Ja. ons het Hard ons lockdown. venue het 3 keer verander. Ons troudatum het 3 of 4 keer verander. Ons het die laaste een het ons gereël binne 2 weke. Baie dankbaar vir my skoonouers en my ouers want ek was op 'n punt net soos, weet jy,
hier gaan nie vir my werk nie. Want ons het toe op die einde, ons was 12 mense gewees. 13 mense gewees. Ja, so ons was, dit was maar 'n klein trouwtjie gewees, baie moeilik om op te stel, dit was in COVID tydperk. Ek weet nie eers of ons mag getrou het nie, om eerlik te wees. Ons het 'n curfew gehad van 9:00 die aand. So, dit was nogal 'n hele interessante storie gewees. Maar ja, baie lekker. Is daarom 'n mooi troue gewees, al was ek hier Dit daar was nie. regtig mooi geweest, ja. Ek het die video's aangestuur, Ek weet, ek het en dit die gesien. fotootjies. Was baie salty. Mm. Maar anyway, Ja, jy het alles probeer om in te kom. ek het baie hard probeer om in te kom. Jy het gesê jy sal daar buite staan met 'n verkyker. Legit, jou broer het net nie sy WhatsApps geantwoord nie. En jy ook nie, maar dis I okay. mean, fair enough. Dit was jou troudag. Freaking Raymond. Mm. Blameer hom 100. So skil nog gas. Hy het ook daar live gedoen. Hy het ook dalk daai vir Prerequisites is checked off. prerequisite. So, Ek sal vir hom sê om te begin binge watch. ja, gaan net gou gaan net gou deur alles. So Emil, jy's een van my min vriende wat die werksmag baie vinnig betree het. Die res het maar eers lank gaan swat. En so aan sê my, jy is een van die min ouens wat uit die bedieningsveld in die sin van Dog Life doen, Bybelskool, direk oorgaan na die werkmag toe. So deel 'n bietjie met ons jou ervaring van daai radical change. Dis 'n aanpassing. Kom ek stel dit so. Dis waar mense seker maar begin. En 'n mens besef dat alles is nie noodwendig regverdig nie. Glo dit of nie. Okay. So ons het nou uit hierdie target uitkom, uit hierdie Bybelskool uitkom. En jy besef jy moet actually hard werk. En 'n mens moet regtig wysheid begin gebruik sodra jy by 'n plek intree en dit alles gaan nie spontaan vir jou gegee word nie. Ek dink ons is as jong mense wil jy hê alles moet net magically vir jou uitwerk, want jy stap op pad saam met die Here, jy het vertroue, jy het almal wat vir jou sê, die Here het groot planne vir jou lewe. Dit is jy soos, die pad is vir my uitgelê, net om in hom te gaan stap en alles gaan perfek wees. En dit is nie. My swattings het nie gewerk soos dit moes nie. Baie goed het nie noodwendig uitgewerk soos ek dit oorspronklik gedink het nie. En die feit dat mense moet besef, dit is lewe. Niks kan jou voorberei nie. Jy kan 'n gap jaar gaan doen. Jy kan die Bybel gaan studeer soos iemand wat die Bybel studeer, Soos 'n teoloog. soos 'n teoloog, die as regte hy daai af- is 'n mooi woord. Goeie tolkien. Jy kan alles in plek hê tot in so 'n mate dat jy dink, weet jy, hier gaan ons. Lewe begin, dis exciting. Dit is en dan besef jy, ja, dit kan wees, maar dis harde werk. It's not easy, want jy gaan jou maatjies sien wat hulle alles swat, wat hulle alles doen, jy gedink, joh, hulle het dit gemaak. En jy weet nie wat agter die skerms aangaan nie. Dus almal het 'n storie om te vertel en almal sit net hierdie masker op. En jy sê, joh, kyk wat trek hy al. Ek bedoel, wanneer is ons reunie? 2 jaar. 2 jaar terug, ek dink julle het juist daaroor gepraat. Ja, is oor 2 jaar. Ja, 10 jaar Unie. en dan dink 'n mens, het ek al bereik wat ek wou bereik? En jy sê, maar ek het alles reg gedoen. Gaan swat, Hoekom? gaan werk. Dan wonder jy, Here, hoekom? Soos, jy weet. En dan besef 'n mens, ja, jy moet eerstens jy moet God ken. En jy moet weet wat soos hoe werk hy. Dis nie 'n sprokiesverhaal nie. En dis harde werk om aan die lewe te bly, quite frankly, sal ek sê. En dan om te droom boonop dit is net, ek dink baie mense wat die werksplek betref verloor hulle drome. Dit kan ek sê uit eerstehandse ervaring. As jy met mense praat en hulle doen die Office 95, dis maar 'n hartseer plek om te wees. Ja, want jy hoor net van, ek sou dit wou doen, of ek sou dit wou doen, en dan sê jy soos, ja, but life. Ja, maar ek is wat se woord, bevoorreg om te kan sê dat ek het op 'n jong ouderdom die werksplek betree. En ek moet sê dit gee mens bietjie realisme wat jy by jou drome kan voeg. Soos jy sen hoe werk dit nou regtig daar buite en jy soos, okay,
kom ons vat hierdie twee goed saam en ons hou aan droom. Moenie 'n drome verloor nie. Maar weet net, jy gaan so 'n bietjie harder werk. En hoe vroeër jy dit besef, hoe beter. You know? Soos jy moet net bereid wees om te sê ek gaan volg wat ek wil doen en ek gaan dit net op die regte manier doen. Daar's nie 'n shortcut nie. Ek dink ons sien mense wat 'n shortcut kry. En as dit soos dis hoe dit moet werk. Dit is jy kyk hierdie mense, jy kyk mense op TikTok en YouTube en almal wat hulle channels het en jy soos hulle ewe skielik het op die scene en daar's miljoene views en yes, hierdie is ons sponsor vir die week bla bla bla. En dan dink jy dis wonderstel om so te werk. Maar dis regtig nie. Ja. Maar ja, ek moet sê dit is wat ek nou ervaar het deur so jonk die werksplek in te tree. Ek is nou al 5 jaar by die company waar ek is. So ek dink ek het al ietsie om te sê. Ja, en baie van my vriende begin nou eers. Soos almal het nou klaar geswat. Ja. Verstaan? Hulle is nou vir die eerste keer as hulle in 'n werksplek en dan begin jy hoor hoe dit gaan as jy soos wat het jy verwag? Ja. Soos Expectations versus reality tipe van. Yes, net so. Ja. Nee, ek moet sê ek kan sien in jong mense jong mense, me included. Ja. Die verwagting van wat die wêreld vir jou het om te bied is bietjie skewed. Dis nie realisties nie en ons het al baie oor social media op hierdie podcast Ja, en ek dink dit speel 'n baie groot rol. Dit wat jy jouself mee voer word jou reference, dit word jou verwagting. Behalwe nou die koue skok van realiteit, wat het jou gehelp om amper vrede te maak met die feit dat om te kom waar jy bitter graag wil, is harde werk, maar jy het nog steeds daai verantwoordelikheid om aan te hou droom. Het jy iemand in jou lewe gehad wat jou gehelp het om daai te navigate, is maar net die groot skok van die lewe gewees. Jy speel jou vroue rol daarin. En my vrou is baie ondersteunend. Sy is regtig. Maar grootendeels, ek moet sê, ek het so 2 jaar het ek Bybelskool gedoen. En ek dink regtig mens kor die Here hoor. As jy op 'n goeie manier iets wil bereik en as jy jou hart wil skoon hou deur wat ook al jy doen, dis net die Here. En ek glo dat ek glo hy het groot planne vir ons almal. Maar ons almal moet besef, almal se planne lyk nie dieselfde nie. Soos jy gaan 'n Dawid kry en jy gaan 'n Esegiel kry. Almal wil hierdie glamorous lewe hê. En jy moet bereid wees om te sê, Here, waar wil jy my hê? Is ek bereid om ja te sê daarvoor? En as jy bereid is om ja te sê daarvoor, kom ons werk daarmee. Kom ons wees die beste karakter wat ek kan wees. So ek sal nie sê ek het noodwendig iemand wat ek gesien het en ek is soos, ek wil soos jy wees, jy is my inspirasie om hierdie te doen nie. Ek sal nie dit kan sê nie. Ek sal sê mense soos jy inspireer my, Ruben. Julle inspireer my met wat julle doen, julle wat julle eie journeys begin en iemand soos my broer inspireer my ook ongelooflik baie. My ouers inspireer my ongelooflik baie. Dit is ons almal het 'n rowwe paadjie wat ons stap, maar net om te sien die deurdrukkingsvermoë is wat 'n mens daar kry. Ondersteuning en vriende. Ek weet as ek nie ondersteuning kry by my familie en my vriende en my vrou nie, daar's nie veel wat vir jou sê go, jy kan dit doen nie. Buiten die mense met wie jy jouself omring. So ek sal sê dis 'n nie een persoon spesifiek nie, maar almal wat so klein nuggets van dis cool. Well done. Dis great. En dan sê dis genuine. Soos verstaan, as jy vir die 3de keer vir my sê, goeie werk, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met die ding wat jy aanpak het? Dan begin ek besef, nice, jy gee actually om. Hierdie ding kan werk, ek het ondersteuning. Hierdie mense sê vir my, go, jy het dit. En, want 'n mens gaan nie ander mense kry wat, jy sien hulle so, 1 keer elke 2 maande by 'n braai. As hulle soos, hey! En dan is dit net, jy gaan so 5 minute met my praat en sê, dis amazing. Geluk. Ek hoop jy gaan ver. Ja. Sê dit, ja. En dan praat ons vir die volgende 6 weke nie meer. Dan praat ons vir die volgende 6 weke nie, dan sit soos, hey! Dan, So nee, genuine mense. Ek dink my familie en dan vriende. Ja.
sal ek sê inspireer my. Is interessant hoe elke keer as ons met 'n gas het wat iets aanpak of so, dat daar groot klem lê op community eintlik, maar jy kort maar jou mense rondom jou. Ek dink hier daar is iets soos 'n self-made sukses nie. Jy het maar mense rondom jou nodig, en ek dink dit kom neer op jy kort iemand van elke kleur, jy kort 'n vriend, maar jy kort ook 'n adult wat vir jou 'n bietjie perspektief kan gee. Bietjie daai experience en daai wysheid mee kan deel. En ek dink dit is iets wat jy ontdek het in die Bybelskool. Ek weet bietjie hoe Bybelskool werk. Jy het maar coaches daar en onderwysers, for lack of a better word. Wat jou daai perspektief en daai realiteit van God leer, in die sin van dat jy nie moet verwag alles gaan maanskyn en rose wees nie, maar dat dit eintlik die realiteit is, lewe is nogal taaf. En ek dink dit is iets wat ons bietjie verloor, amper daai eer vir die ouer gesag, daai eer vir daai wysheid wat daar in die ouer garde en die grysheid ronddwaal, want as jy kyk na wat trending is op social media, dit is ouens soos ek en jy, ek en julle, ons ouderdom manne, wat probeer kommunikeer waaroor die wêreld gaan. En maar wat weet ons eintlik? Ja, ons weet eintlik niks. Dis diep in die 26, 25. Ons weet nie veel nie. Nog nie. Ek weet nie veel nie, een van julle nie. Ja, dit is mense luister, dit gaan oor vir wie jy luister. So as jy vir social media luister, as jy vir die influencer luister, I mean, sterkte. Dit gaan nie huwelik red nie. Ek hoop julle weet, ons is besig om soos ons eie credibility te sink. Okay. Ek sal nie Ons is 'n ander tipe influencer. Ja, Okay. ja, maar jy is nie influencers nie. Nee, eers 'n bietjie nie. Ja, ja. Yes, Ek jy influence my. Maar Jy influence my. yes, pragtig. Ons is toe. Ons is mekaar se influencers. Is julle mekaar se influencers. Dit was obviously daar baie intieme band daar gevorm op jou troue waarby ek nie was nie. Jealousy makes you nasty, man. So ek het dieself. Ja, ek sê nou, ek sal vir airdrop. Airdrop. Ja. Nee, ek het daai self gesien. Dis nie. Ek sal hom weer post in jou tag. Anyway, kan ons nie meer praat oor jou troue nie ou. Nee, ek dink Dit was 'n goeie dag. Ek weet nou kom Great dag gewees, ek het baie geniet. Hoe was dit vir jou? Dude, it was amazing. Ou die kos, joh. Jo, Dis die een ding wat die gaste meeste geniet by trou, ek swear. die massive burgers wat jy gehad het. Die kos, die canopy, Dude. die speeches is te lank, maar dan dans ons 'n bietjie na die tyd. Dit gaan oor die kos. Dink Wat se julle kos het jy by jou dis hoe troue Ruben Ek voel is nie gewoonlik? getroud nie. Ja, maar ek het nou met die meerderheid gepraat. Sien nou deel julle iets want ek's nie getroud nie julle. Ruben, is dit hoe jy gewoonlik voel? Dit is ja. Okay. Ek's jammer So ek kan ook 'n bietjie joy ervaar. Ek's jammer ek exclude jou uit Nee, gesprek. maar bemark ons nog vir Ruben. Bemark ons nog vir Ruben. Ja, ek weet. Ek dink ons doen nog. Ek dink asseblief julle. Vraagteken? Ruben is great. Is hy gevat? Vraagteken. Hy is beskikbaar. Aangesien hy dit uitwys, hy is nog nie getroud nie, hy is beskikbaar, as jy 'n ring aan die vinger nie. Wat is jou ring vandag? Ja, dis 'n ander storie. Okay, so ons ek sal op ring nommer 4. Ek het jo. Dis Okay. nie omdat ek op vrou nommer 4 is nie. Okay, goed. Kom ons gooi daar net daar buite. Skrik ek. Amper moes ek nog 'n troue afneem. Nee, so ek verloor elke Desember 'n ring. Ons Prins? nie eers nie, jy sal dit nie glo nie. Okay. Jy sal dit nie glo nie. No way. Ek moet dalk net een begin koop wat pas. O, Dit sal 'n goeie beginpunt wees. Maar jy weet mens skop 'n bietjie bal. Gooi 'n bietjie bal. Dit het elke keer gebeur met 'n bal waar die ring net saam vlieg en dan kom nog golf hier dan jy soos nog een. En dan moet jy dit net vir jou vrou gaan verduidelik. Ja. Die vierde een. Ja. Jessie. Ja, dis ek en niks. Dames en here, soos julle kan sien, Emil kort julle raad. Asseblief verduidelik vir hom wat hy kan doen om nie sy ring te verloor nie. Want 4 is bietjie rof ou.
Ek ken jou vrou. Ek kan nie dink dat sy is baie tevrede met jou as dit gebeur nie. Ag, my vrou is baie oulik, jy weet. Ja, jy moet dit sê want ons is op lig. Ja, nee, maar was ons nie, ek sal nou ook vir julle vertel so baie oulik is. Ja, nee, so ek verloor ringe soos nog iets. Maar dis okay dan, kry mens net nog, dit lyk so ek aanpas met die fashion. Met die fashion. Ja, ek weet nie mense, ek weet nie. Ek ken niks, ek verloor my ringe, Johan, wat kan ek sê? Ja, kom justify net die feit dat jy jou ringe Ja, verloor. nee, kom ons gaan op 'n ander treintjie. Vertel ons 'n bietjie van die koskraad. Dankie, tog. So die koskraad. Maar op 'n meer ernstige noot. So ek het die koskraad begin. Johan, jy sal weet, jy is een van my loyale ondersteuners op die Kliënte. koskraad. Ruben het vanoggend vir my gesê, soek nie een nie. Sorry. Sal gebeur as jou ma nog vir jou kos maak. Hè? Wow. So Is dit verkeerd? Nee. Ons almal wens ons kan mamma kos eet nou. Ja. Ek is baie bevoorreg met ouers wat my nog liefhet en So daai persoon, hè. ja, ek sien nie ouers het nie lief nie, maar Letterlik wat jy net gesê het. sorry. Is okay. Ja, is okay. Jy sukkel jy met 'n fence vandag, Johan? My vriende almal net uit. Daarom is ons almal hier respectfully, jy weet. Ek vind dit is almal baie Jy lief het vir ook 'n jou, Johan. trouring. Ek het nog my ring. Ja, so absoluut sê. Nice. Okay, so koskraad. Ja. Okay, so ek het hierdie idee gehad. So almal ken 'n oom of 'n tannie waarby hulle eiers koop. Of almal ken 'n oom of 'n tannie waar hulle heuning kry. En as hier is die beste heuning onder die son. Daar's nie beter heuning nie. Ek kry by hierdie vrou, sy gaan haal dit uit die byse speen uit 6:00 die oggend. Ja, ek weet nie. Maar so almal ken iemand. Almal vertel jou elke dag, het jy al hierdie plek se melk geproe? En dis seker rondes wat jy moet ry om by al die mense uit te kom. Dit besluit ek, kom ons vat al daai kennisse en ons bring hulle by mekaar en ons gaan lewer hierdie ervaring vir mense af by hulle huis. So dis hierdie koskraad ontstaan het. Ons het 'n klomp boereplaasprodukte van plaas tot pens is ons gesegde, Julle slogan. ons slogan, wat is in Afrikaans? Gesegde. Is gesegde. Ek dink is gesegde. Slagspreuk. Slagspreuk. Ja. As slaan hy. Yes, kan ons Ja, sê, kan ons sê. So, dankie. Was goed, was goed. So van plaas tot pens. Jy kry ons nou al hierdie local suppliers, ons ken die boere, ons ken almal met wie ons saamwerk, ons kry vars plaasmelk, vars rou heuning, free range alles, ons het free range hoenders, ons het free range eiers, ons het iemand gekry wat vir ons mins kan voorsien. So toe kry ons al hierdie stapelvoedsels, hierdie goodies, wat eintlik pas by enige dieet, en dit is vars. So toe besluit ons, kom ons bring dit na mense toe. Hulle hoef net te gaan rondry vir kilos om by al hierdie plekkies uit te kom nie. Nee, ons bring dit vir jou, net so. En dit het ons nou so 2 maande terug officially begin. So dit tel op en ja, Dis die moderne melkman. die moderne melkman, jy sien net so. Dankie vir daai een. Ja. Ja. So nee, dit was ook op die idee van 'n melkman gebaseer dat ons hoor die nostalgiese stories van die melkman wat kom en hy kom bring vir jou nuwe melkbotteltjies en hy vat die leë melkbotteltjies terug. Toe dink ons kan dit doen met kos en melk. Level En, up. ja, net so. So ons het houtkratte wat ons dan vol van hierdie produkte maak en dan lewer ons dit af en dan as jy nou sê jou kosies is klaar, jy laat weet ons bring vir jou 'n hele nuwe krat en vat die ander een terug. Ja. Die krat is nogal nice. Ek en my vrou gebruik dit om ons groentes en goed in te stoor terwyl ons wag vir die nuwe krat. Ja, ek wil eintlik ons het 'n video wat ek jou sal wys, so ons die een krat so 'n bietjie gebruik het vir bemarking en toe gooi ons hom so 'n bietjie rond. Hy kan nogal se punch vat, hoor. Ja. En ons wil nou kyk wat se interessante goed kan jy met jou krat doen. Daai maak 'n wille deur oop. Daai maak 'n wille deur oop. Ek hoop jy's reg vir dit. Ons gaan nie alles post nie. Maar ek dink dit is 'n great voorbeeld van 'n behoefte raak sien in die gemeenskap en dit meet. Want ek dink dit is iets waar mense te veel kla nie, maar dit is definitief 'n behoefte. Want jy sit
dit is bietjie 'n slep om te gaan kos koop, Karet om winkels toe te gaan nou. En Checker 6060 is baie duur. En ek hou nie van wat hulle aan die Springbokke se away kids gedoen het nie. So dis 'n persoonlike ding. Maar Groot teerpunte vandag vir Johan. Jy's oud. Ja, dit was 'n week. Het ek nie gesê dit was 'n week nie. Maar die aflewering ding is huge nou. Uber, Checker 6060, wat is Pick n Pay se net ook 'n ding. So jy speel perfek in daai mark in en ek moet sê die kos is nogal van great kwaliteit. Jy het 'n gevaarpunt nou. Jy ken die stories van die melkman se kinders. Asseblief, verfris my. Vertel ons. Ja. Ken julle nie die storie van die melkman se kind nie? Nee. Ons is 'n child-friendly podcast, nee. So, hoe post ons op YouTube? Ons sê ons... Nee, dit sê die comments af as jy dit doen. So, it's not made for kids. So, we're not made for kids? Nee. Michiel, ons moet dit 'n disclaimer inkry, PG-13. Hierdie episode is nie vir sensitiewe kykers nie. Nie vir sensitiewe kykers nie. Anywho, ek het die eerste keer van julle gehoor, ons by my oom in Louis-Trichardt gaan kuier. Nou, my ouers is kort mense. So hulle is baie korter as ek. En ons gaan kuier een keer daar. En jy weet nou ons, as jy familie het wat ver bly, jy sien hulle net so nou en dan. So obviously as in nou like dis groei jy baie in daai tyd. En ons kom een keer daar aan en my oom spot die nou so met my pa en hy sê, "Jo, se kind is hierdie. Dis die melkman se kind." En ek obviously weet nie wat dit beteken nie. En ek gaan vra toe vir hom. En julle kan sien wat hierdie gaan hè. Nee, asseblief, vertel verder. En ek kom eintlik maar daarop neer destijds, back in the day, toe die ekonomie nog sterk was, het mans gewerk en vrouens kon by die huis sit. Jy weet, huisvroukie wees. Maar die mans moes baie lang ure werk en dan raak mamma 'n bietjie alleen en dan kom die melkman en hy kom klop aan die deur. Hy kom klop aan die deur, lewer melk af en Ek het 'n koskraat. Hy bied net 'n skouertjie om op te huil, bietjie geselsies en dan gaan hy weer. Verstaan? Dit is die storie van die melkman se kinders. Sure. Ja. 'n Man het net geloof. Soos ek sê, PG-13 Ja. vir hierdie ronde. Yes, dankie Johan. Wow. Ja, so gaan jy Ek voel sommer slimmer. Jy sê nie die melkman nie, maar gaan jy nou die kosman raak. Dis maar werk en Ek sal aflewer. Yes. Ruben, ek dink nie dis 'n effektiewe manier om 'n vrou te Nee, vang ek hè. wou nou net sê. Moenie my advies vat. Jy het my kraat gesien. Wil jy sien wat ek met my kraat kan doen? Gooi 'n bietjie rond. Ja, ek weet nou nie hoe die kykers hierdie gaan geniet nie, maar kan ek net sê ons produksiespan kan alles self nie inhou nie. Hy solank Ek geniet myself, dis wat belangrik is. Solank is vir die disclaimer daar, soos Ja, is nie 'n disclaimer. Ja, moet nie vir ons luister vandag nie of luister, maar moenie ons te ernstig luister. Dit sou 'n goeie episode wees wat ons ouers nie kyk nie. Like en subscribe. Nee, jou ouers kyk nie, my ouers kyk dit. Ja, my ouers kyk in afval nie. Sorry ou. Jo. Is koppel nie gaste gewees nie. Ja, Ruben net dit was 'n week. Dit was 'n week. Dit was 'n week. week. Nou, Emil sê ons bietjie baie ou en wat het jou aangespoor om die koskraat te begin? Ons net bietjie die reins terugtrek dat ons op topic bly. Was dit letterlik net het 'n idee gehad of is daar 'n dieper behoefte vir dit? Ek dink daar is definitief 'n dieper behoefte onder die mense in die omgewing om te weet wat hulle in hulle lyf sit. En ons hou van kwaliteit. Ruben, is jy kort jy Ek breek? was dit. Ek's okay. Asseblief gaan. Dis as gevolg van hierdie hoekom mense sê ons is 'n seentjie podcast. Dis waar. Okay. Nee, dit was net 'n idee wat ek gehad het. So ek hou van ons vriendegroep. Die mense met wie ons osself gebring, ons is dromers. Ons wil goed bereik. Ons sien daar is hoop en ons wil graag 'n stukkie van daai vir onsself vat.
en ons wil iets bereik met ons lewens. En toe het ek net besluit, weet jy, doen dit net. Daar's te veel mense wat sê doen dit net en ek het gedink hulle jok. Dit is so eenvoudig. Soos begin dit net. Dis is om 'n podcast te begin. Ja. Ja, Just do So- it. Doen dit net. dit was of die koskraad of 'n tattoo wat sê impulsief. So Ek hou van die toe- tattoo idee. Ja, nee, ek weet, maar net. Ja, toe besluit ek maar net, weet jy, kom ons doen dit. Let's just do it. Dit kan of goed gaan of dit kan sleg gaan. En ek weet Jacques het dieselfde gesê. It's either gonna fail and you're gonna learn something or it's gonna be a success. En dis hoe elke persoon se storie begin. So hierdie was vir my net meer van, weet jy, let's go. Let's go. Die lewe is ons oyster. Kom ons gaan. Kom oor jouself en doen dit. Wow. Wanneer laas het Sure. julle daai woorde gehoor? Wow. Sjoe, ek vra om verskoning. Hoe kan ons sê ding Ons eie slag spreek. ons eie slagspreek nie meer gebruik nie. Nee, en dankie, jy beamoen maar net wat ons Wow. nog heeltyd sê. Dis net so. Just do it. Just Nike. Kom oor jouself en doen dit. Alright. Jy het so goed begin met jou mooi taaltuin vandag, Sorry, ou. julle. Regtig, Vra hartlik om verskoning. jy beter. Maar ek wil nou vinnig weet, is jy 'n Afrikaanse podcast of 'n Ons is Mengels. waar is ons Dis 'n Mengels podcast. Ons is Ons is Ons is Ruben een en podcast. Johan en We is. hoe ook al ons taaltuin die dag besluit om te groei. Dit hang af vir baie klas ek gegee in deur die week voor die episode. Ja, natuurlik, is Engels. Ja, as ek baie klas gegee dan sorry ouens, my taaltuin is vol Vol onkruid. onkruid. As ek nie klas gegee nie, dan gaan 'n bietjie beter doen. Maar wie weet, hou neem vas dalk gee ek klas in Afrikaans volgende jaar. Ons weet nie. Hey. Ons weet nie. Die Engelse kultuur is bietjie vreemd vir my. Is lekker, maar is vreemd. Hoekom? Engels mense is maar net bietjie anders. Ou. Wat van Engelse kykers? Ons hou van anders. As hy Engels is en hy kyk ons episode dan is hy eintlik Afrikaans. As 'n wannabe. Sous. Sous. So weer 'n bietjie sous opkry. Smooth. Dit's baie so. So gepraat van Engels. Sous het my bietjie gebruik nou die dag. So ons het die voorreg gehad om by Maragon Mooi Kloof 'n bietjie 'n praatjie met die seuns te gaan hê. Maar jy weet mos hoe werk onderwysers. So onderwyser het ons genader by Target Life om 'n speech of 'n ding te kom lewe. En dan vra ek hulle, okay, maar waaroor wil julle hê moet ons praat? Nee, respek. En dadelik dink ek, so julle obviously ons moet die laities kom laat sleg voel want hulle het nie genoeg respek vir julle nie. Ja. En ek wil nie dit nie. En ek sê dis om alleen te gaan nie en ek vra of sy wil lus om saam te gaan. Hy sê nee, hy wil saam gaan. En vir die van julle wat kan onthou daai episode, sy sê ons altyd hy sê veel van 'n prater nie. Which is a total lean, Which is a total alleen. by the way. Maar nou gaan ons en ek sê vir hom oor ek 15 minute max. Ons het 'n halfuur, maar ek wil net 15 minute hê. Ek het nie veel om te sê nie. Dit was deel van 'n afsluitdag, so die ouetjies wat eintlik besig is om sokker te speel, toe vat hulle 'n breek en toe praat ons met hulle. En ek sê my te sê 15 minute later en ek vra of sy wil iets sê. Hy sê ja. Halfuur later. Toe preek hy vir daai ouetjies. Hy preek vir hulle oor die vriende wat hulle het, oor hierdie, oor dit, oor daai. Was baie snaaks vir my gewees. Kyk ek hom so is, ek wou al by die huis wees. Ek wou net 15 minute. Ja, vir jou 15 minute. So ja. Nee, daai ou sê Engels. Maar praat hy nie soos 10 tale of something nie. Hy doen praat soos 10 tale. Ja. Maar En almal van hulle is seker goed. maar volgens hom is tel al die swart tale nie as verskillende tale nie, want dit is baie eenders. O, okay. So sê hy. My Duolingo sê Anders. anders. Ja. Volgens my Duolingo So bona. Sabona. So gepraat van Duolingo. Hoe lyk jou Duolingo mannetjie? Glimlag hy. Sê jy het 'n streak? Nee, ek dink hy's besig om te sterf. Wait, hy is normaal. Of Hy is ag, normaal. Net. Wat Shoot. taal leer jy, Ruben? Zulu. Zulu. Ja. So mens kan ons deesdae met die applications kan jy een bo op 'n ander een sit. Dan slaat jy so deur en wys 'n ander een.
So, ek het dit gedoen met my Duolingo, net om nie na my mannetjie te kyk nie. So, as ek sien hy's hartseer, dan sê ek net soos oorlosie. Swipe. En ek sê die Zulu al baie as jy afgetrek word. Hy Nee, rol hy venstertjie af as jy soos. Sien nie bra nie. Hallo. Dan sê hulle sê, "Hey, ek klap jou." Dis great. Ek gaan jou nie 'n boete gee nie. Jy het soos 100 gery en 60 sone. hoekom ry jy 160 zones? Jy het al in my kar gery. Dit was Ja, en? tyd Dis gewees. vinnig. Was hy op 'n date gewees? Ja. Wanneer was ek op 'n date? Jy vra my. Wel, toe ons vanoggend in Ruben se kar klim, was daar meer as net een Seattle koffiebekertjie. Ja, my en my broer. Sure. Ek deny enige allegations teen my van Weet jy hoe gelukkig ons kykers sal wees die dag as ons sê, "Hey, by the way, goeie nuus. Ruben het 'n duif." wow. Ons Ek het- sal baie gelukkig wees. Dalk moet dit 'n episode wees soos nie 'n Tinder ding nie, want meer The Bachelor, Speed dating. ja, speed dating. Die hele episode net dames wat belangstel in Ruben, neem julle net af. Ruben soek duif. Asseblief kerel. Ruben soek duif. As julle Ruben soek duif wil hê, asseblief laat weet ons in die comments. Ruben soek duif. Jy het ongelooflike idees. My goodness. So gepraat van, so julle weet dit nou nie, maar Emil is 'n stoere podcast luisteraar. Sure. Hy vertel my gereeld 'n ding of twee oor podcast. So Emil, ons maak die vloer nou vir jou oop. Wat sou jy doen om bevange beter te maak? Ek weet nie of ek nou so Ja, groot maar- target op ons Wow. gesit het nie, maar ons sê altyd ons wil altyd beter wees, ons is teachable, so looi ons. Ek dink stap 1, kom ons kry vir Ruben 'n meisie. Ons gaan loop. loop die pad uit en dan Asseblief kerel. Ons gaan baie lekker short sê van die episode. Wow. Content. so kyk almal ons vir Janekheid, so dis fyn. Ja, Dis nou my beurt op. Ou, dit was 'n week. Dit was 'n week. Maar ons Nou aan om 'n week te is. ek gaan ons moet dit ook op 'n hemp sit. Bevange. Dit was 'n 'n week. week. En dis okay. En dit is okay. Dit was 'n week en dis okay. Dit is 'n week en dit is okay. Okay, so stap 1 kry vir Ruben 'n meisie. Shop, ons sal werk Yes, daaraan. julle die tyd. Die tyd. Nee, wat- ons het nog tyd. Okay. So, ek het dit so vlugtelik met jou gedeel. Ek dink die luisteraars Ja. Wat van is die luisteraars? great. Eerstens, Laat julle Awesome. like en subscribe. so ek dink ons moet vir hulle 'n titel gee. Okay. Gaan ons luisteraars label. Yes. So die bevangenis. Die bevangenis. Terrible nie. Ja, is nie terrible nie. Ek het ja. En dan as ons 'n bietjie comments kan kry, dan chat ons bietjie oor wat hulle gesê het, as dit goed of sleg was. Kan ons sê, Bevangenis van die dag. dan kan ons sê hoor die Pietie van Vogwel het vir ons gesê. Kom voor. Ons gaan na elke episode oor Robbie kan praat. Hy Hey. comment op elke. Robbie. Legend nou. Love you. So en dan, I mean, kan jy 'n bietjie by die bevangenis opvang? Die bevangenis. Wil jy deel wees van die bevangenis? Like Ja. en subscribe. Wow. Imagine dit, MP. Ek is 'n bevangenis. Ek is 'n bevangenis. Die ergste is as ek dink aan van die mense wat ek nou weet ons podcast kyk. Hulle sal so Ja, dis en al weet waar. so Of 'n bekertjie wat dit sê in plaas van ek is ek is deel 'n van die bevangenis. Exactly. Okay. Pas op uit voor dit te koud word. Dis okay. Ja, nee. Ja, is fyn. Dis okay. Dis okay. As dit wat As dit jy- is, as as jy- dit wat dit die kos is van my wat 'n As jy die Vrou prys is kry. vertrou vir Ruben, dan sit wat ons betaal. So word 'n bevangenis nou. so Comment, like, subscribe. Ons begin 'n cult over binne vrou te kry. Desperate times. Almal gebruik 'n ander metode. Ek dink ek verstaan hoekom ek dink ek weet hoekom ons meer girls op hierdie podcast moet kry. Dat dan ons 'n bietjie vaste raad kan gee om Ruben uit te help hierso. Jy vra nie die vis Ja, om maar te dit help. vis vang nie. Dis al wat ek sê. Jy vra nie die vis hoe om gevang te word nie. Ek dink ek verstaan hoekom jy single is. Ja, Mm. dankie julle.
enige verdere raad? Closing remarks. Wag oor Ja. dit is oor die algemeen. Ja. Ja, kom ons laat Ruben en sy singleness uit vir nou. Check die koskraat uit, Ja, asseblief. Ons sal dit baie waardeer. En dankie vir die lekker show en lekker tyd. dankie vir Ons jou waardeer julle. Dit was 'n week en dit was 'n episode. dit was 'n episode. Definitief. Emil, waar vind ons jou op sosiale media? Jy en jou koskrat besigheid? Jy doen nie. Hoe bemark jy dit? Moet nou nie. Ons is nog klein. Maak jy Nee, nie. ons is op Instagram, die Koskrat. Is jy daarom op X van die Ooste se Facebook groepie? Ek kan maar na. Jy kan op Woensdae bemark. Oh, it's not bad. It's not bad. Rie, Ja, die- nee, ons sal my kry op Instagram en dan ons op hierdie oomblik fokus ons baie hard op word of mouth. Okay. So ons het die hele tyd promosies wat hardloop en dis meer so nee, kontak ons gerus. Ja, die Ja. Koskrat. Maar sê, ons sal links, bios, kontakbesonderhede, alles in die description hê vir die Koskrat ook. Ja. Ruben, waar kan ons jou op social media? @Ruben_VV_film soos gewoonlik. Op hoeveel episodes kan ons ophou dit sê? En dit die Ek dink die pop-up. hê? volgende nee, die pop-up hè. Ja, net die pop-up. Ons sê nie meer Hey. hoeveel episodes nog? Nog 3. Ons sê Nog nog 3. drie. Okay, ons sal op episode 20 sal ons op. Dames Johan, waar kry ons jou? David, swart probeer. In die description below. Ah, Dus, beautiful. nee, dit is Johan Holtzapfel, net so. As jy nie weet om dit te spel nie. Ja, ek weet nou net. Wel, ZAPFL. Alright. Jy kan sien ek sal geoefen. Is Nou. dit Johan met 2 inne of in? 2 en dis 'n topik vir 'n ander dag. Die 2 en. Nee, dit is nie 'n topic. Dit is definitief 'n Ek topik. voel nie dis 'n topic. Hy hou lelik wees. Ja. Ek kry net 'n meisie. Ek try. Dames en here, baie dankie dat julle geluister het en gekyk het vandag. Ons sien uit vir die volgende episode. Kom oor jouself en doen dit. En pas op vir die melkman. Ruben die melkman. Dis nie melk.